nou? Toe. Bly stil of ek verloor dit! Hallo, ou. Hoofmeisie is 'n familiekomedie wat gaan oor 'n groep laerskoolmeisies en hulle obsessiewe mammas wat almal dieselfde droom deel om hoofmeisie te word van laerskool Stamboupops. Susan, verjaar is die jaar waarvoor ons, ek bedoel jy, al 6 jaar lank werk. As enige groot 6 meisies van jaar my shine probeer steel, gaan ek hulle soos 'n fish batter. Die storie volg 'n karaktertjie, Nadia van Heerden, wat 'n weeskind is wat bly saam met haar siniese ouma. Ag, jy moet vergeet van al hierdie hoofmeisies nerd. Begin eerder gemorskos eet, raak verlief op elke tweede ouetjie. Moan as jy met huiswerk doen. 'n Mens is net een keer jonk. Nadia is baie nice en baie sweet. Sy het net regtig seer gekry toe haar ouers dood gegaan het. Sy het regtig niemand gehad nie, want toe het haar ouma al hoop gehad wat sy gehad het verloor. Toe ontmoet sy vir Melissa en Melissa was soos haar BFF. Is jy okay? Ek's okay, dankie. Ek speel Melissa aan die fliek. Sy's 'n baie saggeaarde meisie, maar 'n baie sterk leier. Sy gee baie om vir mense en sy en Nadia, dis haar beste vriendin. Sy's klein bietjie jonger as sy. Hulle is so close. Dit is soos amazing 'n vriendskap. Ek dink dit jy vir 'n tydjie nie. Lang storie. Wie vir Rikus uit? Jy moet. Hy's mal oor jou. Hey man. Rikus is baie cool, laid back ou. Al die meisies hou van hom, jy weet, hy's die rugby span kaptein en hy's gedoen goed in akademie. Hy's net soos die ou van die skool en sy lekker rol eintlik is almal se rol wat hulle wil speel. Waai vir die mense. Nee, dis stupid. Waai, ek vertel vir almal dat jy nog in jou bed moet lê. Maar doen nie. Wie gaan hou kry? Waai vir die mense. Susan is baie sy hou van om haar weight te kry en sy het soos verskriklike groot attitude en haar ma is mal en sy is ook 'n bietjie mal dink ek. Soos mamma gesê het, ek het baie planne. Okay. Smeer hierdie op Hedwig se stoel. Okay. Populairste gom in die Cape Flats, want dit is die sterkste. Okay. Ek wonder wat sy dink, ja, ek wonder of sy weet ek moet haar sê. Jy is my hoofmeisie, my hart is super true, as jy vir my kyk, jy's my hoofmeisie. Dis 'n movie, meisie, van jou en my. Ek wonder wat sy dink, ek wonder wat sy weet, ek wil haar sê, ek moet haar sê, ek gaan haar sê. Ek wonder wat sy dink, ek wonder wat sy weet, ek wil haar sê, ek moet haar sê, ek gaan haar sê. Dis hoofmeisie, dis dag 13 en ons geniet ons gat uit. Jy weet, voordat ons begin verfilm het ons die skrip omtrent vir 'n jaar lank ontwikkel saam met die skrywer Samuel Ferreira. Dit is sy eerste draaiboek. By die eerste keer toe hy van die storie gepraat het en so het ons almal gedink, Flip, wat 'n great idee. Hy werk by 'n skool en alles en hy het, jy weet, is altyd die beste om iets te skryf oor waarvan jy regtig iets weet en so. 'n Paar van julle kan opgetrek word na die eerste span toe. So grawe in jouself en vra, hoe graag wil jy dit hê? Baie graag. Ons het begin deur audisies te hou en ons het omtrent 300 kinders audisie. Lilia Etzebeth was die casting director en ons het uiteindelik op hierdie 4 hoofspelertjies afgekom wat regtig so naby as wat ons die karakters gesien het kon wees aan die karakters. Die hoofkarakter Nadia word gespeel deur 'n meisie Michelle de Beer. Ek dink sy was een van die eerste kinders wat ons gesien het en dit gebeur so baie keer dat jy is een van die eerste 10 kinders wat jy sien en dan gaan jy, okay, kom ons soek net 'n bietjie verder en ons kyk net of daar nie dalk iemand anderste is wat ons weet nog gaan sien en dan op die einde dan 3 maande later of wat ook al, jy weet, in ons geval 'n maand later of wat ook al, dan gaan jy, okay, dis die regte persoon gewees, jy weet, kom ons gaan terug na waar ons was. Almal droom daaroor om op die big screen te wees en as jy actually daar op is, dan is dit soos 'n
Dis nie ek nie. Dis so cool. Ja, ons was in die begin bietjie nervous geweest om met hierdie kinders te werk, maar ek sit nou en ek kyk terug en ek kan regtig sê dat ek was regtig verbaas geweest met hoeveel commitment hierdie kinders na die rolle toe gebring het. Hulle het regtig hulle huiswerk gedoen. Hulle het elke dag opgedaag en al hulle lyne geken. En ons het 'n bietjie rehearsals gehad voordat ons die fliek geskiet het en ek het regtig in daai tydperk kon ek met die kinders werk en hulle help om hulle karakters te leer ken. Ek dink dit is waar die geheim gelê het, is om hierdie kinders te help om hierdie karakters so goed as moontlik te verstaan sodat hulle daai skakelaar kan aan en afsit. Dit is nie wie jy is nie, maar dit is wie die karakter is. So weet dat wanneer jy jou karakter aanskakel, dat dit is waartoe jy moet gaan. En die oomblik toe hierdie jong akteurs dit kon verstaan, toe raak hierdie karakters lewendig. Ek kies eers dat soms sulke kleintjies werk. Dis nogal taamlik dat jy nederig word. Jy leer baie want dit is baie spontaan. En hulle doen wat vir hulle gesê word. Hoe ouer jy word, hoe meer van nonsens raak jy, hoe meer jy jou eie opinie in plaas van partykeer net te luister en te doen. Hi. Ken jy dis exciting? Ek love reality shows. Ja, hierdie gaan die nuutste, grootste show wees wat Suid-Afrikaanse skerms nog ooit gesien het. Vir my as jong regisseur was dit 'n ongelooflike voorreg geweest om met hierdie senior akteurs ook te kan werk. So ek het hierdie twee pole gehad waar aan die een kant werk ek met jong, totaal onervare akteurs en aktrises en aan die ander kant werk ek met akteurs soos Lida Botha en Marie Pence en Johan van der Merwe wat al 'n hele geskiedenis van 'n loopbaan in die filmbedryf het. Ek onthou Lida Botha in Villa se kind en 'n storie van Clara Vallee en dit was een van die films wat my geïnspireer het om flieks te maak eendag. So en hierso is sy in 'n opstel saam met my en sy speel in my fliek en dit was ongelooflike voorreg. Nadia. Ag nee. My lewervlekkie. Maar jy het 'n bad nodig. Maar hy's baie sweet. As jy nie presies verstaan hoe 'n scene werk nie, dan verduidelik hy alles vir jou mooi in stappe en hy's baie ondersteunend. Hy's altyd daar vir jou en as jy nie iets reg kry die eerste keer nie, dan sê hy vir jou dis okay. Probeer dit net so of so, miskien werk dit beter vir jou. Hy doen alles om dit beter te maak vir jou. En dan op die ou en dan word dit eintlik beter vir die movie en jy voel beter daaroor. Hy is so ongelooflik. Hy motiveer jou, hy verduidelik vir jou die scene oor en oor. Hy maak seker jy verstaan elke liewe detail. Dit is regtig ongelooflik om met hom te werk. En dit was my eerste fliek, maar ek hoop dat die volgende regisseurs, as daar volgende flieks is, ook so ongelooflik soos hy sal wees, want hy verstaan regtig wat in 'n kind se lewe aangaan en hy het die hele tyd vir ons soveel omgegee en soveel liefde gewys en soveel passion. And action! Dit was 'n uitdaging omdat ons minder ure gehad het om te skiet elke dag, want met die wet mag jy nie langer as 8 ure skiet met kinders onder 13 jaar oud nie. So ons het 'n juffrou op stel gehad elke dag wat tussen tonele het hulle nog steeds skool gegaan en hierdie juffrou wat op stel is, moet rapporteer aan die Department of Education. So there's no negotiations. Jy moet regtig jy moet stiek by die reëls. Dis die kinders hierso. Kinders het ons gebruik in die shots, extras. Hulle is nou stil, lekker rustig. Ons hou hulle daar dat hulle net besig is, besig om te eet, besig om aan te kleed, besig met hulle skoolwerk. Ons gaan 'n loon kry en dan skiet ons dit dan. Jy weet natuurlik reg van die begin af moes ons 'n laerskool aan boord kry en ons het na 'n paar skole gaan kyk en regtig reg van die begin af was almal baie opgewonde om saam met ons te kan werk. Ons was gelukkig op die einde om op Jan Silje te besluit. Hulle was fantasties om saam te werk. Die hoof en sy personeel was ongelooflik. Ons kon net bel en vra en hulle het vir ons agteroor gebuig om ons te akkommodeer en ons film 'n sukses te maak. Nessa, Anamika, Lisha, Jamie, you guys are amazing. There's a picture up of Villa. Dit was regtig ongelooflik.
Ek het dit nooit so verwag nie en ek kyk sommer soveel anders na flieks nou. Net om daai woordjie action te hoor. Dit is so ongelooflik geweest. Maak nie saak wat jy gedoen het nie, of jy nou in die klaskamer was of jy nou buite was op die hindernisbaan. Alles is net exciting. Is om elke dag hier so te wees, dan ek nie skuld te gaan. Alles was vir my so lekker geweest. Ek het alles elke sekonde geniet. Dit is 'n storie wat baie mense mee kan vereenselwig. Dit is 'n storie wat ek dink baie mense sal geniet om te kyk omdat hulle hierdie karakters al iewers gesien het in hulle lewens. Weet jy, ek